1947 is 'n merkwaardige jaar in wêreldgeskiedenis. Nou ek weet, daar's elke jaar wat daar merkwaardige dinge gebeur het en die traject eintlik in die verloop van geskiedenis in die wêreld heeltemal verander het. Maar 1947 staan vir my uit vir 'n paar redes. Een van hulle is 14 Augustus 1947 verkry Pakistan onafhanklikheid van die Britte af en hulle word die eerste islamitiese staat ooit in die wêreld. 'n Dag daarna, 15 Augustus, verkry Indië onafhanklikheid van die Britte en Indië soos ons vandag ken, word dan gebore. In dieselfde jaar, in Desember van 1947, begin die Koue Oorlog tussen die VSA en die Sowjetunie. Maar 14 Oktober 1947 gebeur een van die merkwaardigste dinge ooit. Wat lugvaart betref, wat spoed betref. Ene Chuck Yeager, vlieënier van die Amerikaanse lugmag, word die eerste persoon ooit om deur die klankgrens te breek. Nou, mens moet in ag neem, 44 jaar voor dit was die eerste vlug ooit deur die Wright broers gedoen, met daai eerste vlug wat 12 sekondes geduur het. En 1 Januarie 1914 was die eerste kommersiële vlug ooit gedoen en dit was tussen St. Petersburg en Tampa Bay, Florida, wat dit gebeur het. Maar, kom ons gaan terug na 14 Oktober 1947. Chuck Yeager word die eerste man om deur die klankgrens te breek en met onderhoude agterna met hom, is daar hom gevra hoe het hy gevoel. Nou al die tipe van mooi dinge. En hy beskryf dit soos volg. Hy sê op pad na die klankgrens toe en hy doen dit teen 'n verbuisterende spoed van 700 myl per uur of dan nou 1126 km per uur wat Mach 1.06 is. Verbuisterend op daai stadium, 1947, dis ongehoord. Maar op pad na die klankgrens toe om dit te breek, sê was hy verskriklik bang. Alles in die vliegtuig het geskit, het gerettel, elke moer, elke bout, elke skroef, selfs elke draad, elke ding in die vliegtuig het so, en het bang geword, en het selfs op 'n stadium gedink om die engine so 'n bietjie terug te rem en net op te gee, deur te sê, ek kan nie, dit is nou te gevaarlik. Maar hy sê hy deurgedruk, en toe hy deur die klankgrens breek, sê, toe verdwyn alles. Die geskit, die gerettel, en die bangheid, wat hy ervaar het, dit ook opgehou, en daar was 'n kalmte en 'n stilte wat daar geheers het toe hy deur hy klankgrens is, wat hy vir niemand kon beskryf nie. Nou dit bring my by die punt, is ons lewens ook nie so nie. Ons gaan deur oomblikke op pad na ons oorwinning toe, ons gaan deur oomblikke op pad na ons deurbraak toe, wat alles rondom ons skud en rattel, en ons is bang, en dit voel ons wil moed opgee, en ons het al. Ons voel ons kan nie meer nie, maar op pad tot die oorwinning toe, is die geskit en die gerattel, en dinge wat om ons lewe aangaan, is eenvoudig net te veel, en ons wil tou opgooi. Chuck Yeager se storie is my 'n voorbeeld van moed hou, aanhou, deurdruk, ten spyte van die feit dat hy bang was, ten spyte van die feit dat hy wou moed opgee, ten spyte van die feit dat hy wou nie meer aangaan nie. Ek was daar. En dis hoekom ek met jou wil praat vandag. Daar is 'n stadium, en jy is selfs nou daar, wat jy voel dat jy wil nie meer aangaan nie. Die dinge wat jou lewe aan mekaar hou, die moere, die boute, die skroewe, die lyne, die drade en die goeters, dit val alles uit mekaar uit en jy voel eenvoudig net nie meer lus om voort te gaan nie, want dis te seer, dit maak jou geweldig bang. En jy trek terug, kan nie meer voortgaan nie. Maar ek wil jy vandag bemoedig, en die van julle wat al my storie gevolg het van Boetjie, is een van, moet nooit moed opgee nie. Bly aanhou droom, beer vorentoe, ten spyte van die wêreld om jou skud. Mense verraai jou, mense steek jou in die rug, mense verloon jou, mense praat agter jou rug, en jy voel net, you know what, dis nie die moeite werd, ek gaan opgee. Want jy sien God se beloftes wat hy maak in sy woord, kom net nie tot vervulling nie. Dit gebeur dan, die Here, U maak al hierdie mooi beloftes in die woord, dat U sal vir my sorg, maar dit kom net nie tot vervulling nie. My lewe is nog steeds besig om te skud. En nou dat die woord van die Here sê in Prediker 1 vers 9, dat niks op hierdie aarde
is niet nie. Wat was, sal weer gebeur. My storie is nie een van uniekheid nie. Die dinge waardeur jy nou gaan, is nie uniek nie. Daar is miljoene mense wat deur dieselfde dinge gaan. Maar wat is die verskil? Wat is die deurslaggewende faktor wat ons kan leer uit die storie van Chuck Yeager uit? Deurbraak oomblikke. Oomblikke wat wêreldgeskiedenis verander het. God wil hê dat jy moet ook een wees wat die geskiedenis in jou familie moet verander. Die geskiedenis wat daar heers van ontrouheid, die geskiedenis wat daar heers in jou familie van 'n kankergewas wat deur jou ouma, deur jou oupa, deur 'n oom wat gesterf het aan 'n hartkwaal en jy gaan dit ook moontlik. God wil daai geskiedenis en daai traject van jou geskiedenis wil hy verander, want niks in hierdie wêreld is uniek nie. Niks is nuut nie. Wil julle bemoedig in die woord van die Here in Johannes 16 vers 33. Dit sê ek vir julle. Dis God wat hier praat. Dis Jesus wat hier praat. Sodat julle kan vrede vind. Die vrede, en dis nou my eie woorde en dit staan ook so in die woord van God, die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Die vrede wat jy dalk nie nou ervaar, maar sodat julle kan vrede vind. In hierdie wêreld sal julle dit moeilik hê. Dit gaan swaar gaan. Jy gaan deur beproewings gaan. Maar hou moed. Koningskind, hoor wat ek vandag vir jou sê, hou moed. Ek weet, dit gaan swaar. Ek weet, jou vliegtuig is besig om te rattle en te skud. Ek weet, jy is bang. Ek was bang. Ek was bang vir wat die toekoms vir my inhou. Maar vandag sit ek hier meer as 'n oorwinnaar. Want jy sien vandag, is ek 'n pa, ek is 'n gesin, ek is 'n man vir my vrou. Ek het al hierdie dinge wat vir my meetsnoere het vir my op lieflike plekke geval, tans televisieaanbieder, sanger, skrywer, al die mooi dinge, maar dit was nie so nie, dit was op 'n stadium wat my lewe uitmekaar het. Alles het gevoel asof dit verwoes is. Want God sê, deur my seun Jesus het ek die wêreld klaar oorwin. Hierdie wêreld waarin ons leef, waaruit bestaan hierdie wêreld? 2 Timoteus 3 van vers 3 af, hoofstuk 3 sê, swaar tye sal kom. Dit moet jy weet. In die laaste dae, en ek glo ons bevind onsself in hierdie tydvak, in hierdie tydperk, sal 'n swaar tye kom, die mense hoorgooi. Die mense sal selfsugtig wees. Dink net so 'n bietjie in jou kringe, of die mense wat jy ken, selfsugtigheid wat heers. Geldgierig, grootpraterig en verwaand, beledigend teenoor hulle medemense, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en ongodsdienstig. Die wêreld waarin jy self in bevind. Jy ervaar dit nou. Dis hoekom op pad na jou deurbraak toe, op pad na daai oomblik van oorwinning, sal daar swaar tye kom. Hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees, kwaadpraters, bandeloos en wreed. Is hierdie wêreld die julle so wreed waarin ons staan sien? Maak maar nou 'n nuusberig oop. Iewers gaan jy lees van wreedheid. Sonder liefde vir die goeie. Hulle sal verraaiers wees. In jou onstuimigheid is daar verraaiers. Mense wat jou in die rug steek, wat sê hulle is vir jou, maar die teendeel is bewys. Roekeloos, hooghartig. Hulle sal eerder liefde vir die genot hê as liefde vir God. Is dit nie so nie? En dan mense, ons moet so waaksaam wees hier teenoor. Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdiens hê, maar die krag van die godsdiens sal hulle nie ken nie. Die woord sê, bly weg van sulke mense af. Want jy sien, op pad na die oomblik toe, wat Chuck Yeager ook ervaar het, op pad na die oorwinningsoomblik toe, was hy bang, hy was verward, hy wou tou opgooi, jy wil tou opgooi, jy wil moed opgee. Want jy sien, al die dinge wat ek genoem het hier van die wêreld waarin ons self moet vind, tans
is die wêreld ook een van ongeduld. Alles moet quick fix wees, alles moet nou gebeur, alles moet net so gebeur, want dis wat die wêreld vir ons bied. Maar wie op die Here wag, kry nuwe krag. Bly standvastig. Bid sonder ophou, sê die woord van die Here. Raak nie moeg of afgemat nie, ten spyte van die dinge wat teen jou is, ten spyte van die wêreld wat teen jou is. Want waantoe jy op pad is, glo ek, elkeen van ons as gelowiges moet weet dat waantoe ons op pad is na die ewigheid toe. Die goeie werk wat die Here in jou begin het, sal hy end uitvoer. Dis die beloftes. Alhoewel my woorde dalk nie nou vir jou sin maak nie, sit ek vandag hier as 'n lewende getuie van wat gebeur as jy end uitgaan, as jy moed hou. Maar wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Kind van God, wees sterk, wees nie mismoedig, want weldra is die donker nag verby. Mag die beloftes wat God vir jou het, die goeie dinge wat hy vir jou instoor het, mag dit tot vervulling kom, en soos Chuck Yeager daar in 1947 ook daai oomblik ervaar het van bangheid, van opgee, skud jou hele lewe ook nou dalk uit mekaar uit. Maar as jy net 'n bietjie deurdruk, as jy net 'n bietjie aanhou, sal hy deurbraak oomblik kom. Wees standvastig, bid sonder ophou, bly op jou knieë, nader tot God, en hy sal tot jou nader. Dis my gebed vandag vir elkeen van julle. Want die rede hoekom ek dit doen, is omdat ek as Johnny Davids 'n lewende en 'n sprekende voorbeeld is van deurdruk, van aanhou. Moet nooit moed opgee, moet nooit tou opgee nie. Al gaan dinge swaar, al lyk dinge vir jou nie lekker nie. Die Here gaan vir jou deurkom. Ek bid dit oor elkeen van ons, dat die Here vir elkeen van ons sal deurkom. Al bied hierdie wêreld nie vir ons iets waaraan ons kan vasklou nie. Hou vas aan God, hou vas aan sy beloftes ten spyte van. Ek glo en vertrou dat hierdie paar woorde, en ek glo uit my eie ondervinding en ervaring uit, ook vir jou ter bemoediging sal wees. Wees sterk, koningskind. Behou die goeie moed. Amen.